Die Simbra Beesteelersgenootskap het op 20 en 21 Mei 'n beoordelaar en keurder werkswinkel gehou en ek gesels vandag met hulle rasdirekteur Kobus Bester hieroor. Ja, vertel ons van hierdie werkswinkel, Kobus? Ja, baie dankie vir die geleentheid. Dit is 'n werkswinkel wat by ons nou al 'n jaarlikse instelling is. Ons bied dit elke jaar aan. En dan is dit ook so dat keuring by Simbra is verpligtend. Met ander woorde, alvorens 'n dier geregistreer mag word, moet die dier visueel ook geïnspekteer word en seker gemaak word dat daardie dier aan die rassestandaarde voldoen in terme van fenotipiese eienskappe. Die geleentheid word een keer 'n jaar aangebied, maar dit is verpligtend vir alle keurders en beoordelaars as hulle wil beoordeel om ten minste een keer in 2 jaar daardie geleentheid by te woon. En die rede daarvoor is, ons wil graag 'n standaard handhaaf. Ons moet aanvaar en ons moet verstaan dat ons lewe in 'n tyd van progressie. Daar's vordering wat gemaak word. En dit is ook so dat die ras per se ook verbeter in sekere eienskappe, sekere nuwe wetenskappe wat tot aan die lig kom, dinge wat verbeter, dinge wat vorder, genomiese en genetiese openbarings wat gevind word en daai tipe van goed. En dan gebruik ons daardie geleentheid om, ek wil amper sê, ons veldwerkers in die bedryf, die mense wat 'n verskil maak, die mense wat regtig by produsente uitkom en wat ander mense adviseer om weer winsgewend en volhoubaar te kan boer. Ons gebruik daardie geleentheid om hulle juist toe te rus, om werklik 'n verskil te kan maak, want ons moet verstaan dat ons het nodig om dinge anders en beter te doen. Baie keer wil mense sê, nee, kom ons hou by die ou goed wat werk. Ja, dit is miskien waar, maar ons het nodig om beter te vaar. En dit is wat ons doen by daardie geleentheid. Ons doen 'n opskerping, 'n opknapping, ons deel nuwe inligting en dit is eintlik 'n hoogtepunt op die Simbra kalender wat dit aanbetref. Hoe gereeld hou julle dit? Ons bied dit een keer 'n jaar aan, nasionaal, dan is daar ook natuurlik ander inligtingsdae en opleidingsdae wat ons in streeksverband doen, maar een keer 'n jaar word dit aangebied en elke tweede jaar moet 'n persoon op die paneel dit bywoon, anders word hy onaktief gemaak op die paneel. Kobus, Simbra staan bekend as 'n moederras. Wat beteken dit? Dit is 'n frase en woorde wat ons baie keer gebruik wat baie verwarrend is vir baie van ons produsente. Baie produsente dink sodra jy sê 'n moederras, dan beteken dit jy teel net goeie koeie daaruit en dat die bulle substandaard is of nie op die regte standaard is nie, wat natuurlik absoluut onwaar is. Wat belangrik is vir die nasionale kudde is dat ons het goeie koeie nodig. Koeie wat werklik die fabriek vorm van die beesvleisbedryf. En daarom is dit ook so dat ons fokus plaas en klem plaas op spesifieke goed. Vir ons is dit belangrik om ekstensief onder ekstensiewe omstandighede 'n goeie kalf te kan produseer. En wat is 'n goeie kalf? 'n Goeie kalf is 'n kalf wat op die veld genoeg gewig kan optel, wat lewendig, obviously kan ek amper sê, as ek Engels mag gebruik, alle kalvers moet dan lewendig gebore word, maar wat belangrik is die koei moet self kan kalf sonder hulp, sonder ondersteuning. Sy moet 'n goeie eier hê, sy moet genoeg melk hê, die spene moet van so 'n aard wees, dat die kalf maklik die spene moet kan vat. Ons wil nie graag bottelspene, dikspene, daai tipe van goed hê nie. En by uitstek is die Simbra bekend daarvoor. Dit wil ons dan ook graag kombineer met goeie moederseienskappe. Wat bedoel ek met moederseienskappe? Jy sal byvoorbeeld partykeer kry dat 'n kalf gebore word wat bietjie swakker is. En dan is dit belangrik dat die koei op hulle moederlike manier, wat net koeie en kalvers met mekaar kan deel en verstaan, dit regkry om daai kalf aan te hits om op te staan, 'n goeie lek aksie om die kalf aan die gang te kry, bietjie ondersteuning, bietjie neusdrukkies en stampies en sulke goeders, om daai kalf te stimuleer en om daai kalf te kry om op te staan en so gou as moontlik dan nou ook die spene te kan vat. Die rede hoekom dit so belangrik is dat dit gou moet gebeur is, ons weet daar's 'n sekere venstertydperk waar die opneembaarheid van immunoglobien wat in die biesmelk teenwoordig is, waarna dit begin afneem, wat dit nie meer so opneembaar is in die kalf se spysverteringsstelsel nie. En wat ons gevind het is dat 'n moederras soos Simbra daai vermoë om daai kalf vinnig aan die gang te kry. Sy moet 'n sterk, gesonde kalf in die lewe kan bring op haar eie sonder hulp. Sy moet daai kalf kan aanspoor om so gou as moontlik speen te kan vat en werklik te kan daai kalf se gesondheid, wil ek amper sê, op 'n ander vlak te plaas. En van daar af moet sy die kalf kan behoorlik versorg, behoorlik kan soog, sodat daar 'n swaar, gesonde speenkalf betyds. En wat bedoel ek met betyds? Wel, ons wil graag hê daai kalf moet daarom op 7 maande 'n behoorlike speenmassa hê, sterk genoeg wees om wanneer die kalf gespeen word, alleen te kan aangaan. Op daai stadium moet die rumen en alles goed ontwikkel wees. En dit is net so dat 'n goeie
moederras of 'n goeie koei veroorsaak of het dit dan tot gevolg? Wat natuurlik ook belangrik is mense moet verstaan, hoe kry jy dit reg? Nou, wat is die teenoorgestelde van 'n moederras? Dit is natuurlik 'n terminale kruisras, waar jy graag al die aanwas van ontslae wil raak of hulle dan wil slag. Hoe teel jy 'n goeie moederras? Wel, jy begin deur goeie bulle te gebruik. Bulle wat goeie maas het. Met ander woorde, dit is belangrik om te let na die koeie van die twee oumas van die bil, byvoorbeeld sy ma. En dit is alles goed wat ons by hierdie saamtrek in diepte bespreek het. Ons het voorbeelde gebruik, ons het diere gewys, watter diere het presteer, bulle geteel oor tyd. Want dit is belangrik dat mense verstaan dat die bil, wat 'n baie groot bydrae lewer tot die genetiese komponent van enige kudde, is maar ook net die samestelling van dit wat daar ingegaan het. En moenie die waarde van daardie kosbare koei, sy ma, sy twee oumas onderskat nie. En vir daardie rede het ons dit baie duidelik gemaak ook, en ons het aan die hand van voorbeelde dit toegelig, die belangrikheid daarvan, en kan ek vir jou sê dat dit is van onskatbare waarde om bulle te gebruik wat werklik 'n impak kan maak om 'n goeie fabriek op die plaas te vestig. So, dit was deel van ons fokus gewees, en juis om daarby uit te kom dat ons kan seker maak, ons ontwikkel in kommersiële kuddes reg oor die land, ordentlike koei-troppe wat dan die fabriek vorm. Wat ook belangrik is om in ag te neem, is dat ons verwag dan ook van daai bil se kalwers, met ander woorde, ons wil graag sy vervangingsverse wat ons kan behou in die kudde, hopelik aan die hand van 'n baie streng uitskotbeleid, want dit bepaal vordering in enige kudde en natuurlik ekonomiese volhoubaarheid. En dan natuurlik wil ons graag hê dat die bilkalwers van so 'n bil wat in staat is om maar goeie moeders te kan teel, in Engels praat ons van sexual dimorphism, wil ons graag seker maak dat die bilkalwers ook die groeikragtigheid en die potensiaal het om in die voerkraal baie goed te kan presteer. So, dit was deel van die tema wat ons bespreek het en deurgetrap het by hierdie werkswinkel. Nou, jy sê deel van die tema, so waarop het julle nog gefokus? Ons het uit en uit gefokus op winsgewendheid. Om winsgewend volhoubaar te wees, dit klink na 'n holrig geryde frase wat mense baie keer baie graag besig en net sommer sê, maar ons het in diepte gaan kyk na die effektiwiteit van koeie. Ons het werklik gaan kyk na wat maak 'n koei meer effektief as ander koeie. En baie interessant wat vir ons wat uitgekom het uit die data en die fisiese diere waarmee ons gewerk het, was die feit dat jou kleiner dier is 'n dier wat beter aangepas is. En daarmee sê ek kleiner en nie noodwendig klein nie. Ons wil nog steeds 'n swaar speenkalf kan produseer. Daai swaar speenkalf moet afhangend van jou produksiestelsel goed kan vaar, het sy in die voerkraal of onder meer ekstensiewe omstandighede, want 'n groot komponent van ons lede is natuurlik ook in Namibië, waar hulle van gras af moet kan presteer en van gras af geslag moet kan word. En dit was vir ons belangrik dat ons uitkom by wat maak daardie diere meer winsgewend. Koei-kalf-speenverhouding is van kardinale belang, en dit is net so dat ons moet daaraan aandag gee, ons moet daarop ag slaan, en ons moet seker maak dat ons werklik 'n verskil maak in die bedryf. Nou kom ons kyk byvoorbeeld, wat is die situasie? As ons nou vat byvoorbeeld dat as jy koeie het wat 600, kom ons sê jy het 100 koeie wat 650 kg weeg. Jy kan deur dieselfde biomassa te handhaaf, jou koeigetalle opstoot met 'n verder omtrent 18 koeie, as jy net jou koeimassa verminder na 550 kg. Wat ons toe ook gedoen het, is ons het diere gaan vergelyk, waar ons gekyk het na die swaarder koeie, as ook na die ligter koeie. Ons het kyk na wat het hulle gespeen oor tyd, en toe het ons ook gaan kyk na hoe het hulle nageslag gevaar in die voerkraal, want ons het op die plaas waar ons was, by Brasem in Carletonville, het hulle ook hulle eie voerkraal, en het ons baie data en baie statistiek gehad, en ons het daarna ook gaan kyk, en vasgestel dat jou koeikie wat sogenaamd kleiner is, maar wat eintlik meer in lyn is met 'n medium raam koei, was jou beter produseerder, maar ook jou meer winsgewende dier. Daar was nie werklik 'n verskil in die osse wat ons geslag het van die groter en die kleiner diere nie. Die osse wat ons geslag het gemiddeld geweeg tussen 520 en 570 kg, en hulle het gekom uit die koeitrop wat gewissel het in grootte, soos ek sê, tussen eintlik van 500 tot 650 kg. En as ons dan kyk na die insetkoste, die koste om so koei te handhaaf, dan was dit vir ons baie duidelik gewees dat die groot verskil kom daarby in dat ons wil effektiewe, winsgewende diere hê. En dit was die hooftema gewees van die saamtrek. Ons het spesifiek gekyk daarna, hoe kan ons die diere identifiseer
wat in staat sal wees om meer geld, meer winsgewend te wees. Want ons is nie gefokus op omset nie. Dit gaan vandag vir ons oor winsgewendheid van 'n koei, en ons het na elke koei, ons het na 'n hele paar van die koeie gekyk, individueel as 'n besigheidseenheid op jou plaas. Wat het sy gedoen oor tyd? Die werkswyse wat ons gevolg het, ons het gaan kyk na koeie wat in 2014 gebore is, en nou moet ons verstaan dat, ons kyk nou in 2025, die 2014 koeie is nou op die einde van hulle pad, hulle word nou afgerond en geslag, en die besluite wat ons vandag, die effek wat ons vandag gesien het, is geskoei op besluite wat eintlik al geneem was in 2012 en 2013. Want dit is toe daar bulle aangekoop is, toe daar paringsbesluite geneem is, en dit is hoe lank daardie besluite wat jy neem in jou kudde 'n effek het. En dit is belangrik dat ons produsente daar buite inlig met relevante inligting om seker te maak dat hulle die regte besluite neem vandag, want dit het 'n langtermyn impak op jou volhoubaarheid op jou plaas. Nou brei 'n bietjie daaroor uit, wat so besluite is toe nou geneem? Wel, een van die goed wat ons besluit het om mense te help, is dat ons moet kyk na ons koeigrootte, ons moet effektiwiteit verbeter, en wat ons gedoen het is, ons het baie aandag gegee aan die fenotipiese aspekte daarvan, met ander woorde, hoe lyk die dier wat vroulik meer hormonaal gebalanseerd is? Nou dit klink nou moeilike goed om te verstaan, maar wanneer jy regtig klem lê op sekere fyn puntjies, soos byvoorbeeld fyn plooitjies in die nek, wigvorm, behoorlike wigvorm. Ons wil graag goeie wigvorm sien, goeie wilweontwikkeling, speenplasing, ruimte vir 'n eier. Met ander woorde, ons kyk na goed soos byvoorbeeld afstand van heup na sitbene, ons kyk na kapasiteit in die middelstuk, want ons moet verstaan dat wanneer 'n koei byvoorbeeld dragtig is en sy is in die laaste trimester, word 'n baie groot volume of spasie in haar, ek kan amper sê in haar buikholte en rumen area opgeneem deur die ongebore kalf wat nog daar binne is. En ons het dit toegelig vir die deelnemers aan die geleentheid oor hoe kyk jy, watter diere het die beter kapasiteit, watter diere het hulle self oor tyd bewys. So ons het gaan kyk na watter diere het hulle self bewys, en toe het ons gaan kyk na wat is die fisiese eienskappe wat daardie diere gehad het. En so kon ons vir die mense wys en hulle oog bietjie instel om daardie meer winsgewende produseerder vroeër te kon identifiseer. Wat natuurlik ook 'n probleem is of 'n uitdaging is om regtig die dier wat optimaal kan presteer raak te sien. En dit is nie vir almal so maklik nie, maar ons het hulpmiddels wat dit betref. Ons maak gebruik van teelwaardes, en dan een van die ingrypende besluite wat ek dink wat ons geneem het is om mense te help daarmee. Gaan ons in die toekoms in ons veilingskatalogusse, gaan ons die bulle wat ons aanbied se werklike heuphoogte plaas, as ook 'n sogenaamde raamgrootte telling, of in Engels praat ons van 'n frame score. Ons gaan dit doen, ons wil nie graag net wegbeweeg van die teelwaardes wat ons het nie. Teelwaarde gaan oor dit wat die dier sal oordra aan die nageslag, dis hoekom dit in Engels praat van 'n estimated breeding value EBV, Afrikaans beraamde teelwaarde van wat oorgedra word aan die nageslag, maar om produsente te help en behulpsaam te wees, het ons besluit op hierdie geleentheid om in die toekoms dan nou, so ek sê, 'n heuphoogte van die bul aan te dui, as ook dan nou 'n raamgrootte, 'n telling daaraan toe te ken. En die rede daarvoor is suiwer dat ons wil seker maak ons kom uit by winsgewende beesvleisproduksie. Dit is waaroor dit gaan. Dit gaan oor die benutting van natuurlike hulpbronne, aangepas op jou omgewing. Dis waar die diere moet kan presteer, en dit is waar hulle vir jou met geld kan verdien. Hoeveel mense het dit bygewoon? Heelwat. Ons het 21 mense gehad. Dit is nie oop vir almal nie. Ons kyk regtig na die beleidsvormers in die bedryf, en ons maak seker dat ons hulle daar het. So dit is ons seniorkeerders en beoordelaars. En dan is die belangrike deel, ons moet die boodskap uitkry daar na buite. Dis ook 'n geleentheid soos hierdie vir ons belangrik is. En dan gaan ons natuurlik ook in streeksdae, boeredae, inligtingsdae in verskillende streke van die land, gaan ons dieselfde boodskap uitdra en hopelik ook demonstreer. Ja, sterkte daarmee. Kobus Bester, rasdirekteur van die Simbra Beestelersgenootskap, wat vandag by ons gekuier het, en hy het verwys na 'n beoordelaar en keurder werkswinkel wat onlangs daar gehou is, en dit was op 20 en 21 Mei. Waar was dit gehou? Op Holfontein, die Brasemkudde, en dit is net buite Carletonville. Daar sy, buite Carletonville.